Goeiemôre aan die elkeen en hartlik welkom by ons erediens vanoggend. Hoe wonderlike voorreg is dit nie wat ons het om as geloofsgemeenskap vanoggend saam hier in die huis van die Here te wees, om hom te loof vir sy genade, te dank vir sy versorging en te eer vir die onvoorwaardelike liefde wat hy vir elkeen van ons het. Baie welkom ook aan elkeen wat by die lewendige uitsending ingeskakel is. Mag u daar waar u is en na hierdie uitsending luister, ook steeds elke oomblik bewus wees van die Here se nabyheid en hoe hy deur sy gees saam met u en in u teenwoordig is. Wat ook al die verandering is wat ons hierdie week moes deurgaan, die aanpassings is wat ons dalk moes maak, hoe uitgeput ons dalk vanoggend voel en hoe swaar die lewe dalk op hierdie oomblik ook op ons harte druk. Die Here staan altyd gereed om jou moegheid weer te vul met nuwe krag, jou hartseer te laat bedaar, jou bekommernisse stil te maak en die onmoontlike vir jou moontlik te maak. Hierdie lewe het nooit gekom met waarborge, dat dit altyd net goed en voorspoedig met ons sal gaan nie. Maar selfs in die grootste storm in hierdie lewe, is daar altyd iets moois om raak te sien, iets kosbaars om te leer, en is daar oor genoeg genade om steeds oor te getuig. Daarom in gelukkige oomblikke kom ons prys God. In die moeilike oomblikke kom ons soek God. In die stil oomblikke kom ons aanbid God. In daardie pynlike oomblikke kom ons vertrou op hom. Maar in elke oomblik kom ons dank hom. En daarom begin ons ook ons erediens vanoggend op hierdie wyse en mag ons nooit in die liefde en die ontferming van die Here twyfel nie. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ons gaan ons diens begin met 'n toetrede lied uit Vonklied 119, strofe 2 en 3. Juis 'n lied wat getuig van die grootheid, die nabyheid en die waardigheid van die Here. U bly staan vir die wotum en die seëngroet en dan antwoord ons ook met 'n lofsang uit Gesang 219. Hartlik saam. Die Here sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wanneer ons praat oor die wil van God, is dit belangrik dat ons vir ons 'n paar geestelike riglyne neerlê oor hoe ons as gelowiges elke dag volgens die wil van die Here kan leef en wat ons in ons lewe moet doen om volgens die wil van die Here te leef, sodat dit by ons 'n geloofsgewoonte word en by ons 'n regte lewensritme kan kweek. Om die wil van die Here te doen, vra dat ons onsself gereeld vir die Here moet afsonder. En afsondering beteken in sy eenvoudigste vorm om in stilte genoegsame tyd saam met die Here deur te bring deur sy woord te lees en in gebed tot hom te nader. Afsondering is daarom 'n geestelike dissipline wat elke dag deel van ons as gelowiges se lewe behoort te wees om ons te help om geestelik te groei en ook in ons geloof versterk te word. Die ideaal sal wees dat dit in my en jou lewe meer sal gaan oor God as wat dit op die ou einde oor onsself gaan. Die grootste taak wat ons as gelowiges van die Here het, wanneer ons die wil van die Here wil nakom, is om gedissiplineerd te lewe. Maar hierdie gedissiplineerdheid het nie te maak met straf en oordeel en afdwingbare en ondoenbare wette nie. Dit gaan eerder dat ek en jy as volgelinge genoegsame ruimte moet maak sodat Jesus beheer van ons lewe moet neem. Om ons af te sonder vir die Here is dis krities belangrik, veral as ons wil word wat ons geroep is om te wees of dit wat ons reeds in Christus Jesus is. Die doel van afsondering is juis om die wêreldse geraas, gevare en bedreigings vir 'n oomblik stil te maak sodat ons ons volledig kan instel op die stem van God. Psalm 57 herinner ons juis dat ons onsself vir die Here moet afsonder. En dit beteken dat ons vir 'n oomblik die chaos wat daar in die lewe mag wees, neerlê sodat ons sy vrede kan opneem. Die psalmdigter getuig in hierdie psalm van hoe rof dit met hom gaan en hoeveel gevare daar in sy leefwêreld is en hoe stikkend hy op daai oomblik voel totdat hy tyd maak en homself afsonder vir die Here. En dan getuig hy weer en sê hy voel weer veilig. Hy het weer beheer oor die lewe met al sy uitdagings en hy kan sy probleme aanpak. Want afsondering help jou om geestelik te herlaai en elke môre met harp en lier die rooi dag te begroet en waarlik eer tot die Here te bring. Mag ons hierdie week waarlik gaan probeer, as ons dink oor die wil van die Here en hoe ons volgens die wil van die Here kan lewe, om tyd te maak vir afsondering en in stilte tyd ook die geleentheid gebruik om in sy teenwoordigheid te wees. Kom ons sing van sy versorging, genade en vryspraak terwyl jy so bly sit. Ons sing uit Vonk 79.
Die skriflesing vir ons erediens vanoggend kom uit Markus 1 en ons gaan daarvan saam lees vers 29 tot 39. In die Bybel wat ek voor my op die kansel het, is dit min of meer bladsy 38 van die Nuwe Testament, die Evangelie van Markus. Dit handel oor 'n hele paar gebeurtenisse wat op 'n dag plaasvind en gee eintlik vir ons 'n kykie in die werk waarmee Jesus besig is. Markus 1 vers 29 tot 39. Toe die mense uit die sinagoge gekom, het hulle saam met Jakobus en Johannes reguit na die huis van Simon en Andreas toe gegaan. Die skoonma van Simon het daar met 'n hoë koor siek gelê en hulle het hom dadelik van haar vertel. Hy het na haar toe gegaan, haar hand gevat en haar geroep en haar regop gehelp. Toe het die koors haar verlaat en sy het hulle bedien. Toe dit aand geword het en die son al onder was, het die mense al die siekes en die wat in die mag van duiwels was na hom toe gebring. Die hele dorp het by die deur van die huis saamgedrom. Hy het baie siekes wat allerlei kwale gehad het gesond gemaak en baie duiwels uitgedrywe. Hy het die duiwels nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle geweet het wie hy is. Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het hy opgestaan en buite toe gegaan na 'n eensame plek en daar gebid. Simon en die wat by hom was, het hom egter gesoek en toe hulle hom kry, sê hulle vir hom, almal soek u. Maar hy antwoord hulle, laat ons ergens anders heen gaan, na die nabygeleë dorpies toe, sodat ek daar ook kan preek, want daarvoor het ek gekom. Hy het toe gegaan en dwars deur Galilea in hulle sinagoges gepreek en duiwels uitgedrywe. Tot sover ons skriflesing. Mag elkeen van ons hierdie woorde getrou in ons harte en in ons lewens bewaar. Mag ons elke dag erns maak met die woord van die Here en mag dit ook deel wees van ons eie geloofsritme om gereeld tyd in die woord van die Here te spandeer. Terwyl jy so bly sit, kom ons maak ons oë toe en ons bid saam. Ons God en Hemelvader, baie dankie vir die geleentheid om as geloofsgemeenskap vanoggend in die huis by mekaar te kan wees. Dankie Here dat ons na U toe kan kom met vrymoedigheid en weet dat U alles wat skeiding tussen U en ons bring afgebreek het aan 'n kruis daar op Golgotha. Dit maak ons nederig dankbaar Here vir die wete dat ons U kinders kan wees en dat ons U as ons Vader kan aanbid en kan loof en kan prys, omdat U genade vir ons oorvloedig is, U liefde vir ons groot is, en U steeds in alle opsigte ons bron van krag is. Here, dit is so dat ons egter uitgeput word deur al die uitdagings wat daar in die lewe is. Soms is die las groot, die uitdagings baie, en word ons moeg, en word ons tree stadiger, Here, soos wat ons elke dag aanpak. Dis dan wanneer ons die nodigheid weer moet besef om tyd te maak en in afsondering 'n paar oomblikke by U voete te kom sit. Om met nuwe hoop en krag versterk te word, met moed gevoed te word, sodat ons die lewe voluit kan leef wat U in genade vir ons gegee het. Dankie Here vir lewe in oorvloed. Dankie Here dat U altyd vir ons versorg en dat U altyd tyd maak om na ons hulpgeroep te luister. U oor is nooit te doof om te hoor nie, U hand is nooit te kort om ons te help nie, en U is altyd bereid om ons op die afdraai of die dwaalpaaie van die lewe te kom haal en ons weer op U pad te bring. Waar ons dalk lewe asof ons U nie nodig het nie, of nie tyd maak om in die huis of in die woord besig te wees nie, vra ons om vergifnis, Here. Help ons om nie alles net as vanselfsprekend te aanvaar nie, maar opnuut te besef dat alles wat ons het en alles wat ons is,
alleen maar genade uit die hand is. Voed en versterk ons in hierdie paar oomblikke deur die prediking, praat deur u Gees met ons, sodat ons al meer sal word wat ons in Christus Jesus is. Here, ons kyk op en ons aanbid u. Ons kyk vorentoe en ons is hoopvol. Ons kyk terug en ons is dankbaar dat u ons tot hier gebring het. Maak dit kalm in ons harte en wees u saam met ons hier teenwoordig, om ons te voed en te versterk met die brood van lewe. U naam ter ere. Amen. Ek is seker dit het al iewers met ons almal gebeur, dat ons die oggend wakker word en volstoom met die dag se uitdagings begin, die foon uit die laaier uitprop en dan aanneem dat die battery 100% deur die nag gelaai het. Net om 'n uur of 2 later agter te kom as jy daardie dringende oproep moet maak of iemand moet laat weet waar jy is, dat die batterylewe skielik net 2% is terwyl die dag nog ver voor ons lê. Of dalk is jy besig met een of ander belangrike dokument waarin jy baie lank werk en baie tyd aan spandeer en skielik gaan die skerm dood omdat jy nie die kragbron ingeprop het nie. Gewoonlik dan begin ons met 'n reuse soektog na die naaste kragbron. Ons skarrel met kabels en proppe net om daardie battery aan die gang te kry en aan die gang te hou. Hoe wonderlik die tegnologie ook al is en hoe baie dit ons lewe vergemaklik het, beteken dit niks as die battery pap is nie. En ons het amper obsessief daarmee geraak dat die toestelle in ons hand se batterye heeltyd vol gelaai moet wees. Maar waarom doen ons nie dieselfde met ons innerlike lewe nie? Hoekom het ons nie dieselfde dringendheid of doen ons dieselfde moeite om daai innerlike lewensbatterye te herlaai nie? Jy sien, ons slim toestelle se batterye moet heeltyd altyd vol gelaai wees en ons gaan tot uiterstes om dit te doen, terwyl die batteryvlakke van ons innerlike geestelike lewe dalk 'n totale laagtepunt bereik het. Die toestel in ons hand is volgelaai, maar die eienaar van daai toestel loop rond heeltemal leeg getap. En nou voel ons die druk van 'n lewensbattery wat laag geraak het. Ons gesinne loop deur en ons kom agter ons krag is min. Ons baklei met almal, ons verwyd mekaar, ons is kort van draad omdat ons kort is aan krag in hierdie lewensbatterye. Vroeër die week is ek tydens 'n vergadering deel van 'n bespreking en handel dit oor hoe ons geestelike ritme weer in lyn moet kry met ons lewensritme. En die prent wat as voorbeeld tydens hierdie vergadering of bespreking gebruik is 'n kragkabel wat uitgeprop is uit die muur uit. En die doel was juis om daardeur te illustreer dat indien ons geestelike ritme wil versterk, daardie innerlike battery weer wil herlaai, sal ons by die ware kragbron moet inprop en is daar 'n klomp goed waarby ons sal moet uitprop. En dis waar ons vanoggend vir 'n paar oomblikke moet stil staan. Wanneer laas het jy gekyk hoe die batterylewe van jou geestelike lewe lyk? En wat doen jy as hy laag geraak of leeg geloop het? Los ons dit maar totdat die battery van ons geestelike lewe op die ou einde leegloop? Soek ons dalk iemand om te beskuldig of te verwyd vir die feit dat my geestelike battery leeggeloop het? Of doen ons alles in ons vermoë om nog by die kragbron van ons lewe uit te kom? Waar is jy op die oomblik ingeprop? En wat sal jy moet uitprop? Geliefdes in ons Here Jesus Christus, Markus 1 vers 29 tot 39 waarvan ons vanoggend 'n gedeelte gelees het, speel 4 episodes duidelik vir ons af. Alhoewel die gebeurtenisse onafhanklik van mekaar staan, is hulle so gerangskik dat dit amper vir ons 'n kykie gee in die leefwêreld of hoe 'n dag in Jesus se lewe verloop het. Die eerste wat gebeur, sien ons, is die genesing van Simon se skoonmoeder, vers 29 tot 31.
Die tweede gaan dan oor die genesings van die mense wat daar opgedaag het en ook die uitdryf van die bose geeste. 'n derde toneel word beskryf waar Jesus hom dan afsonder en in die vroeë oggendure gaan bid. En dan die laaste deel is 'n samevattende opmerking oor Jesus se bedieningsprogram in Galilea. Ons sou selfs die opskrif van hierdie gedeelte dalk kon verander het na hoe om jou geestelike battery te herlaai. Ons sien dat al die rolspelers in hierdie verskillende tonele wat daardie dag afspeel, 'n behoefte het om hulle innerlike battery te herlaai en hoe hulle te werk gaan om dit te doen. Dit handel in die gedeelte ten nouste oor die uitprop van iets, sodat ek kan inprop by iets anders, by 'n lewegewende kragbron, sodat daar die diepste innerlike lewe kan herlaai en gevoed kan word met wat nodig is. Jesus en sy disippels bevind hulle in Kapernaum. En hy het binne 'n kort tydjie ongelooflik populêr geword in hierdie dorp, want ons lees die mense het in hulle massas na Jesus toe gestroom. Volgens die evangelie van Markus word vertel dat die mense in Kapernaum saamgedrom het by die voordeur van Petrus se huis. Almal wil 'n stukkie van Jesus se genesingskrag hê. Elkeen se fisiese en geestelike lewensbatterye het 'n totale laagtepunt bereik. Maar nou het hulle gehoor dat daar ergens hierdie kragbron is, Jesus is, waarby hulle kan herlaai. Net soos wat hy Petrus se skoonmoeder op daardie oomblik genees het. Ons lees die mense het na Jesus toe gestroom, al was dit besig om donker te word. En die rede hiervoor was dat baie van hierdie mense nog getrou was aan die Joodse godsdienstige gebruike en wette, wat bepaal het dat die Sabbat gestrek het van Vrydag sonsonder tot Saterdag sonsonder, en as jy gedurende daardie tyd van die Sabbat nie mag reis of genesing mag gaan soek nie. Daarom wag hulle tot dit donker is om na Jesus toe te kom. Tog besef hulle baie goed dat indien hulle enigstens uitkoms uit hulle omstandighede wil hê, as hulle hulle geestelike lewe wil herlaai, moet hulle by hierdie kragbron uitkom. En dit het beteken dat hulle sou moes uitprop uit hierdie streng Joodse wette en sinnelose gebruike van daai tyd, sodat hulle by Jesus as die ware kragbron weer kon inprop. Hulle moes tot die besef kom dat jy kan nie gelyktydig by twee verskillende kragbronne ingekoppel wees en verwag dat jou omstandighede gaan verander of jou batterye gaan herlaai nie. Die angstigheid en die dringendheid waarmee hulle dit egter gedoen het, wys tog vir ons dat hulle besef het dat hy die kragbron is wat hulle nodig het. Alleen hy is die een wat volmaak, wat weer leeg geraak het. Die Joodse leiers sou mense dikwels in hierdie wette en gebruike inforceer het, en dit het eintlik meer in die proses uit hulle getap as wat dit enigstens bygedra het om hulle geestelike lewe te versterk. En nou word die uitprop uit hierdie streng onmenslike wette amper 'n tipe vrymaakproses vir hulle, sodat hulle by Jesus as die lewegewende bron kan inprop. En hierdie kragbron wat die mense nou kies om hulle lewens te herlaai, is so kragtig dat ons lees hy self mag het om bose geeste uit te dryf. Hy het self beheer oor hulle gehad. Die feit dat Jesus hierdie bose geeste aanspreek en sê hulle moet stil bly, wys dat hy beheer oor dit gehad het. Hy sou nie toelaat dat Satan sy identiteit bekend maak nie, maar sou eerder self wys hoe kragtig hy is deur die wonderdade te doen en deur die prediking wat hy besig was om aan hulle te verkondig. Maar jy sien, hierdie mense moes 'n keuse maak. Of hulle bereid is om hulle vir 'n oomblik af te sonder, sodat hulle by hierdie lewegewende kragbron kan uitkom. Hulle moes hulle lewens by hom alleen inprop, indien hulle fisiese en geestelike lewensbatterye herlaai wou word en hulle van die boosheid in hulle lewe ontslaaf wou raak. En is juis op hierdie punt waar Jesus se gewildheid skielik begin groei, waar Markus vir ons nog 'n toneel vertel, eintlik 'n merkwaardige gebeurtenis.
Dis nie net die honger en soekende mense wat moes leer om by 'n ware kragbron uit te kom nie. Ons lees in hierdie derde toneel, Jesus het homself ook afgesonder. Hy het self op tyd gemaak om by sy kragbron, die Vader, te gaan inprop. 'n Plek waar dit net hy en die Vader is, 'n plek, met ander woorde, waar hy nie die geraas van die skare rondom hom gehad het nie, maar kon stil word in afhanklikheid aan sy Vader. Ons lees op 3 plekke in die Markus Evangelie dat Jesus homself afgesonder het om te aanbid. En elke keer was dit nie onder maklike omstandighede gewees nie, maar Jesus doen dit juis om krag te kry, sodat hy weer met sy bedieningswerk kan voortgaan, sodat hy kan doen wat hy geroep was om te doen. Jesus prop homself ook uit daardie onmiddellike leefwêreld uit, sodat hy homself kan inprop by die een wat ware krag en lewe gee, die een wat vrede gee, wat rus gee, die een wat heel maak wat die wêreld sou breek. Wat hierdie episode in Jesus se lewe so merkwaardig maak is, dat selfs hy oomblikke gehad het waar hy moes uitprop uit die chaos van sy omstandighede, sodat hy kon inprop by die Vader. Selfs Jesus moes met tye sy innerlike by God herlaai. Selfs Jesus moes met tye nee sê vir sekere dinge en mense, sodat hy kon ja sê vir die werk waarvoor God hom geroep het. En hierdie verskillende episodes van 'n dag volg 'n baie duidelike patroon. Sy openbare bediening aan die skares word meeste gevolg deur tonele van afsondering. 'n Uitprop om by die kragbron in te prop. Let bietjie op, vers 21 tot 28 is daar 'n openbaarmaking, vers 29 tot 31 'n afsondering. Vers 31 tot 34 weer 'n openbare optrede, vers 35 tot 38 in afsondering. Vers 39 tot 45 'n openbare optrede, vers 2 tot 1 weer in afsondering. Hierdie openbaar en in afsondering patroon vertel vir ons dat nie alleen hoe Jesus gewillig gedien het nie, maar veral ook van die noodsaaklikheid om geestelik te herstel en daai innerlike te herlaai. Dis 'n lewenspatroon wat elke gelowige behoort te volg, wat elke gelowige moes aanleer. Maar ons lees sy disippels verstaan nie die nodigheid daarvan nie. Hulle kan nie verstaan waarom hy sy reis na populariteit met oomblikke van afsondering onderbreek. Hulle kom na Jesus toe en sê vir hom, Here, waar is hy? Almal soek u. En Jesus wil eintlik deur sy optrede bloot vir hulle sê, sonder hierdie oomblik van uitprop en weer reg inprop, sal hy nie die krag hê om te doen waarvoor hy gekom het nie. Dis duidelik. Net soos wat die toestel in ons hand herlaai moet word, sodat ons al die funksies daarvan kan benut. So het Jesus selfs met tye die behoefte gehad om dieselfde te doen, en so moet ons ook onsself kan uitprop van die wêreld en kan inprop by die kragbron van lewe. Ons is so dikwels by 'n klomp onnodige goed ingeprop, dat ons heeltemal oorweldig na ruk. Ons behoort aan 'n magdom verskillende netwerke, wat ons dalk verkeerdelik dink vir ons energie sal gee, maar eintlik in die proses net besig is om ons leeg te suig. Om ons geestelike lewensbattery te bewaar of te herlaai. Gaan juis vra dat ons soms doelbewus by hierdie dinge moet uitprop, sodat ons seker kan maak ons bly afhanklik van die ware kragbron van lewe. Jesus self moes in doltye waar mense hulle eie agenda op hom wou afforceer, onttrek. Oomblikke waar hy weer uitprop, sodat hy by sy Vader kon gaan inprop, om sy stem te hoor en hy sy diepste identiteit as God se geliefde seun bevestig het. Geliefdes, hoe lyk jou geestelike
batterylewe vanoggend? Neem ons nie so dikwels aan, hy is volgelaai, maar eintlik in die proses is ons dalk so leeggetap omdat ons nie by die regte kragbron ingeskakel is nie. Hoe lank sal jou innerlike krag dit nog hou voordat jy dit nodig vind om te begin herlaai? Jy wag nooit lank om jou selfoon te herlaai nie. Ons skarrel en ons soek dadelik, waar is die kragbron, waar is die kabel, want ons moet die battery aan die gang kry. Doen ons dit nog met ons geestelike lewe? Jy het nodig om jouself dalk vanoggend van 'n klomp dinge uit te prop, sodat jy kan inprop by Jesus as die ware kragbron om jou leeggetapte lewe in hom en deur hom tot voluit te herlaai. Ons weet dis almal wat vanoggend hier sit, baie duidelik waar ons sal moet inprop, maar weet ons werklik wat ons sal moet uitprop? Miskien is daar 'n toksiese vriendskap of verhouding wat jou menswees en jou integriteit beroof, waarby jy sal moet uitprop. Of dalk 'n verkeerde leefwyse vol afdraaipaaie waarvan ons onsself sal moet losmaak. Dalk is dit die foute van die verlede, vandag se mislukkings en twyfel oor môre waarvan ons sal moet uitprop omdat dit ons battery lewe dreineer. Miskien sommer die eie ek, daardie self in beheer wees, die versoekings en verleidings wat maak dat ons op verkeerde plekke ingeprop is en ons geestelike lewe morsdood raak in die proses. Gun jouself daarom gereelde afsondering in die Here se teenwoordigheid. Lê jou chaos voor hom neer en neem sy vrede op. Herbesin oor die dinge wat jou van jou energie beroof en herlaai jou met die goedheid wat hy in genade vir jou gee. Prop jou uit by daardie dinge wat jou energie tap, jou vrede steel, onnodige druk of hartseer vir jou veroorsaak en 'n onstuimige gemoed by jou wek. En prop jou lewe in by die lewegewende bron Jesus Christus ons Here. Die wêreld gaan dalk ook na jou toe kom en sê, waar's jy? Almal soek jou. Maar moedig hulle dan ook aan om stil te word en dalk minder na jou te soek en eerder saam met jou na die vrede in Jesus te soek. Dan alleen sal jou innerlike krag meer word, jou lewensbattery herlaai word en jou hart vol word met die wete dat jy syne is. Waar is jy ingeprop en wat sal jy moet uitprop? Mag ons, soos Paulus in die Filippense brief getuig, ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Amen. Ons gaan 'n refleksie oomblik hê, 'n oomblik waar ons die boodskap oordink en na 'n lied luister. Daarna gaan ons saam ons geloof bely en ook ons slotsang sing. Hier is ek met my sondesak en die stofklou aan my kleed. Ek het ver gekom en die reis het my gebreek. Die verbode land van skuld en seer het my alleen gelos. En ek soek weer na my pa se diepe sielekos. Hier is ek, gebroken. Hier is ek, verloren in myself. Hier is ek, by u voete. Want hier is lewe en genade vir 'n kind.
En soveel keer het ek geval en my skouers deurgeskaal. Want ek bly nog glo, die las moet ek self dra. Maar tog is dit weer U wat na my toe aangehardloop kom. En die arms van liefde en vergifnis om my vou. Hier is gebroken, hier is verloren myself, hier is ek by U voete, hier, want hier is lewe en genade vir my. Kom ons staan en dan bely ons saam ons geloof. Elke keer wanneer ons die voorreg het om ons geloof te bely, is dit nie maar net nog 'n kerklike formaliteit nie. Dis eerder 'n herbevestiging dat ons daardie innerlike battery herlaai deur by die kragbron van lewe in te prop. Daarom kom ons bely saam as gelowiges ons geloof en elkeen spreek in sy en haar hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons sing ons slotsang uit Gesang 488. U bly dan staan vir die seëngroet. Gaan dit vrede en ontvang die seën van die Here. Die Here sal deur sy liefde jou lewe heel maak.
Hy sal saam met jou lewenspad loop en jou genadig wees. Hy sal sy redding aan jou bekend maak en vir jou vrede gee. Amen. In die skadu van die verlede en die drome van ons toekoms, is dit die Gees van God wat ons lei deur donker en lig. Met elke stap wat ons neem, leef ons in sy genade, ons harte gevul met hoop, geloof en liefde. Laat ons groei in geloof, laat ons gloei in sy lig, laat ons liefde vloei soos 'n rivier, en die boodskap dra van sy liefde, lewe en genade, met elke tree wat ons neem, laat sy liefde in ons bly. Vir altyd in sy lig, vir ewig sien. Soos die wingerd wat vrugte dra in die seisoen van sy tyd, soos die sterre wat helder skyn in die hemel van die nag, ons lewe vir sy glorie, ons gee ons harte geheel, ons loop die pad van diens, nederigheid en waarheid. Laat ons groei in geloof, laat ons groei in sy lig, laat ons liefde vloei soos 'n rivier, en die boodskap dra van sy liefde, lewe en genade, met elke tree wat ons neem, laat sy liefde in ons bly, vir altyd in sy lig, vir ewig sien. En elke storm en elke vreugde, ons vertrou op die Here, sy woord is ons gids van die oggendglans, door die laatste sonsondergang. Sal ons sy naam loof, vir ewig dankbaar wees. Laat ons groei in geloof, laat ons groei in sy lig, laat ons liefde vloei soos 'n rivier, en die boodskap dra